Die teks is Jesaja 40, vers 12 tot 31, en julle is welkom om dit saam te probeer lees in die 83 vertaling van die Bybel. 83 vertaling van die Bybel. Ek weet ons het dit al hier ook in die gemeente, het die kinders hierdie een liedjie wat nou so 'n bietjie in my kop oor en oor draal, baie keer gesing. Ek het met hom groot geword ook, nee. Ek onthou ons in skoolopeninge baie keer hierdie liedjie gesing het en dan moes ons ook die bewegings daarmee saam doen. Die liedjie se naam is My God is so groot, my God is so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Julle ken ons, nee. En ons kan hom selfs lekker saam sing. Maar weet julle vriende, ek het nogal gewonder toe ek nou die teks voorberei, wat sou Israel gedink het, as ons nou na hulle toe gegaan het, en vir hulle gesê het, ons God is so groot, ons God is so magtig, daar's niks wat ons God nie kan doen. Ek wonder of hulle ons sou geglo het. Ek wonder of hulle ons ernstig sou opneem. Want kom ek sê net vir u, die teks wat ons gaan lees vanmôre, speel af in Babel, in ballingskap. En hulle is al 'n hele klompie jaar daar. Hulle is weggevoer, hulle is uit hulle land, uit alles wat bekend is, weggeneem. Hulle is in 'n plek waar daar vreemde gode is, en vreemde tale, en vreemde wie weet wat nog alles. En hulle is moedeloos. Absoluut moedeloos. Dalk sit jy ook hier vanoggend. Jy wil vir my sê, Dominee? Nee. Ek beleef dit nie so nie. Dis vir my baie moeilik om te glo dat my God groot is en my God magtig is en dat daar niks is wat vir hom onmoontlik is nie. Dis vir my regtig baie moeilik. En jy het dalk goeie rede daarvoor. Jy mag dalk in jou kop vir jouself sê, dit is so, dit is so, dit is so. Maar hy wil nie saam met jou hart praat. Dis asof die twee goed net nie lekker met mekaar wil kommunikeer nie. Ek wil vir jou sê vanmôre, dis oukei. Jy mag maar so voel. Niemand gaan jou kwaadlik neem nie, niemand gaan vir jou kwaad wees nie, God gaan nie eers sy rug op jou draai nie. Jy mag maar so voel. Dis oukei. My hoop is egter vanoggend dat hart en kop op 'n manier na vanoggend saam sal gesels. Al is dit maar 'n bietjie stamelend, al is dit nie heeltemal vlot nie, maar dit is my hoop dat as ons hier uitloop vanoggend, dat ons nie net met woorde sal gaan vertel van hoe groot God is nie, maar dat ons lewe 'n belydenis sal wees van wie God is, wat God doen en wat hy vir my gedoen het. Dus kom ek begin het vroeër oor wat is daar in jou lewe die laaste week wat groot en goed was wat God gedoen het. En partykeer is dit nie groot dinge nie. Partykeer is dit 'n klein dingetjie wat jou verras en vir jou uitstaan. Waar pas Jesaja 40 in die groter boek van 66 hoofstukke wat ons as Jesaja ken? Jesaja 40 is as ware weer 'n skanierteks. Die hele gedeelte vooraf gaan oor
Israel wat gestraf word oor dat hulle verkeerd gemaak het en hoekom hulle gestraf word en hulle is weggevoer en hulle kry swaar en al die goed wat daarmee saamgaan. Vanaf hoofstuk 40 begin die gety draai. Dis asof die Here hier kom deur die profeet Jesaja en vir hom wil sê, vir hulle wil sê, kerels, kom ons begin weer. Kom ons begin weer. En sien hier, tot en met hier is Israel absoluut hooploos, moedeloos. Hulle kop en hulle hart praat glad nie eers meer met mekaar nie. Trouwens, ek dink nie eers die kop of die hart het enigstens 'n benul van hoe groot God is nie. En ons lees daarvan in Psalm 137, as die psalmdigter sê, by die riviere van Babel, daar het ons gesit. Ons trane het gevloei, as ons aan Sion dink. Hoor julle hulle hart? Hoor julle die see? Hoor julle die pyn? So kom ons kyk dan hoe Jesaja vir Israel help om weer vir God raak te sien. Daar in ballingskap. Hoe hy hulle help om hulle kop en hulle hart weer by mekaar te bring en in verwondering oor God te kan staan. Die eerste deel van die teks wat ek wil lees is dan verse 12 tot 17. Verse 12 tot 17. En ek wil graag hê, terwyl ons dit lees, vriende, moet ons mooi na die beeldspraak hier kyk. Dit is ongelooflik treffend hoe dit beskryf word, elke ding. So hy begin deur te sê, wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet? Met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal. Met 'n maatemmer die grond van die aarde afgemeet. Met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg. Wie kan daar staan gees, maar dit kan ook staan gedagtes. Wie kan die gedagtes van die Here pyl? Wie kan sy raadgewer wees? Vir wie raadpleeg hy dan dat die hom tot insig sou bring en hom sou leer wat om te doen? Wie leer hom en onderrig hom dat hy met insig kan optree? Die nasies is vir hom soos 'n druppel aan 'n emmer, soos 'n stoffie op 'n skaal. As hulle die eilande op 'n skaal sit, is hulle soos stofdeeltjies. Al die hout op die Libanon is nie genoeg vir die vuur op die altaar nie. En al die wild nie genoeg vir 'n offer aan die Here nie. Al die nasies is soos niks teenoor hom. Hulle is vir hom minder as niks. Asof hulle nie bestaan nie. Ek hoop julle het die beelde gesien. Dis ongelooflike, magtige, kragtige beelde wat hier gebruik word. En die hele doel daarvan is om sommer met die intrapslag vir Israel te help om net weer vir God raak te sien vir wie en wat hy is. Om iets van sy grootheid te ervaar en beleef as die skepper God. En dan word ons vergelyk, die mens word met God vergelyk in 'n sekere sin, alhoewel daar nooit gepraat word van die mens direk nie.
En die volke van die wêreld word met God vergelyk. En dan word vir ons gesê, maar kyk net hoe klein is die mens. En hoe groot is God? God het met sy eie hand, het hy al die water van die aarde afgemeet. Hy het met sy hand die hemel uitgemeet. Hy het die sand van die aarde, het hy met 'n emmer opgetel. Hy het op die skaal die berge afgeweeg. Vriende, hoor u wat hy probeer doen, van die grootsheid wat hy probeer beskryf. En dan gaan hy aan en hy sê, maar goed, as hierdie God so groot is, wil hy amper vir die ouens uitnooi en sê, okay, kom gee julle dan nou vir hom raad. Kom gee julle nou onderrig aan hom. Hy wat al hierdie goed gedoen het, julle kan nie, want julle is te klein. Julle het nie die vermoë nie. God is die alwetende ene. En selfs al wil julle aan hom offers bring, is daar nie genoeg bome in die Libanon om daarvoor te gebruik nie. Die beeld van die Libanon is dat daar jare terug groot woude was met groot sterk bome wat gebruik kon word. Meer as wat hulle kon tel. En nou kom hierdie psalmdigter Jesaja en hy sê, hoor hierso, nie eers die hout van die Libanon is genoeg om 'n vuur te maak, om 'n offer te bring vir die Here nie. Hy is net veel groter as dit alles. Hy is alwetend. Hy is die skepper en niks en niemand kan met die skepper vergelyk word nie. Nie eers die volke van hierdie aarde nie. Hulle is soos 'n druppel in 'n emmer. Hulle kan nie vergelyk met hierdie God nie. Ek kon nie help om anders te dink en Psalm 139 op te roep nie. Wat sê, hy weet selfs as ek sit en as ek oorstaan. Hy weet wat ek gaan sê nog voor die woorde op my lippe is. Hy is alwetend. Wie is ek dan, dat ek vir hom raad wil kom gee, dat ek met teenoor hom wil kla oor die lewe wat ek het? Dan kom Jesaja in die tweede deel, en waar hy nou God beskryf het in al sy glorie en rykdom, en hom met die mens en die volke vergelyk het, kom hy in die tweede deel, en hy sê, maar goed, nou wat van die afgode? Wat van die afgode? Want jy moet verstaan, daar waar Israel in ballingskap is al wat 'n dinge afgod. Die son, die maan, die sterre, hulle het beeldjies, hulle het allerlei goed. So hulle is oorlaai met afgode. En hulle dink groot dinge van hierdie afgode. So nou kom Jesaja in Jesaja 40 vers 18 tot 26 en hy sê die volgende: met wie kan julle God dan vergelyk? Met watter beeld kan julle hom gelykstel? 'n beeld word deur 'n ambagsman gegiet en deur 'n smid met goud oortrek en met silwer kettinge versier. Wie te arm is vir so 'n offer aan sy God, kies hout wat nie vrot nie. En soek vir hom 'n bedrewe ambagsman om vir hom 'n beeld te maak wat nie omval nie. Weet julle dan nie? Het julle nie gehoor nie? Is dit nie van die begin af aan julle bekend gemaak nie? Het julle nie 'n begrip van hoe die aarde ontstaan het nie? God het sy troon bo kan die hemelkoepel, die aardbewoners
is vir hom so sprinkane. Hy span die hemel oop soos 'n tentdoek, oop soos 'n tent vir mense om onder te woon. Hy maak die vername mense tot niks, die heersers van die wêreld asof hulle nie bestaan nie. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars het hulle wortel geskiet, of hy blaas sy asem oor hulle, en hulle verdor. Die stormwind vat hulle weg soos stoppels. Met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige. Kyk op na die hemel. Wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek het in hulle volle getal, dit is hy wat hulle elke een gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. Hier is daar twee beelde wat gebruik word om God te kan vergelyk in 'n sekere sin. Die een is die afgode en die ander een is ook 'n afgod vir baie. En dit is mag en regerings en volke wat oorheers. En u moet nou onthou, Israel sit in ballingskap. Hulle sit daar waar 'n groot volk oor hulle heers, wat wreed is, wat sleg is in elke moontlike opsig. Nou kom Jesaja en hy sê, weet julle dis dom? Weet julle dat dit onsinnig is? Om julle hoop te plaas in afgode wat deur mense gemaak is? Deur julle vertroue te plaas in goed wat ek geskep het, ek wat die Here is, gemaak het, die sterre en alles, ek wat bo die hemelkoepel sit en regeer oor dit alles. Die heersers van hierdie aarde, sê hy, is soos gras, is soos stoppels. As die wind waai, dan waai hy dit droog en weg. Magtige mense, mense wat dink hulle het mag in hierdie wêreld en wat tot 'n groot mate ons lewens ingrypend kan verander en beïnvloed, wil Jesaja vir ons kom sê, onthou wie julle is. Onthou wie julle is. Maar meer as dit, onthou wie God is. Sy mag, sy krag is sigbaar in die skepping. En as jy niks van die voorafgaande geglo het nie, dan gaan jy in die nag buite in die oopte en jy kyk op na die sterrehemel. Jy sien God se vingerafdrukke oral. Hierdie groot God. Vriende, 'n dominee in Duitsland wat later in Amerika gaan werk het, 'n professor eintlik, Karl Barth. Hy het eendag op 'n lughawe aangekom en die joernaliste het hom bestorm en vir hom vrae gevra en een van die joernaliste het vir hom gevra, wie is God? En hy het net 2 woorde gesê. Net 2. Hy het gesê, God is die gans andere. Julle, dit is een van die treffendste maniere om God te beskryf, glo ek. 'n manier hoe ons baie keer van God vergeet. Ons wil God beperk tot ons verstaan van wie en wat hy is.
En ek dink dis hoekom ons nie meer verwonderd is oor God nie. Miskien moet ons net een keer weer onder die sterrehemel gaan staan en opkyk en sê, hy is die gans andere. Die derde en laaste deel van die teks is Jesaja 40 vers 27 tot 31. Waarom sê jy dan Jakob? Waarom kla jy Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie? Het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in die vleur struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Die eerste deel, vers 27, kom God en hy, in die eerste persoon word daar gepraat. Dis God wat aan die woord is. Dis God wat voor Israel kom staan, voor ons kom staan vanoggend en sê, waarom kla jy? Waarom kla jy? Het jy gehoor wat ek gesê het? Het jy gesien die prentjies in jou kop gevorm? Het jy gesien waarvan ek gepraat het? Waarom sê jy dat ek jou nie sien nie? Waarom sê jy ek gee nie om nie? Dit gebeur, vriende, wanneer 'n mens moeg en moedeloos word. Wanneer die druk van die lewe net eens te groot is, dat 'n mens ook soos Israel wil sê, ek sien nie U nie, Here. U gee nie meer om nie. U hoor nie meer my gebede nie. En in sy liefde kom God in hierdie gedeelte en hy reik uit na Israel. Hier waar Israel geestelik moeg is en vol twyfel is. En die eerste ding nadat God hierdie vraag gevra het, is om hulle net weer te herinner met 4 goed wat hy sê, wie hulle is. Hy sê nommer 1, ek is die ewige God. Was daar en ek sal daar wees in alle ewigheid. 2, ek is die skepper God. 3, ek word nie moeg nie. Ek is nie soos 'n mens nie. 4, moenie probeer om my te begryp nie. Jy kan op geen manier deurgrond wat ek dink en wat ek doen nie. Wees net verwonderd. En omdat dit waar is, sê God, daarom kan ek en wil ek en sal ek vir julle nuwe krag gee. Sal ek dit aan mense gee wat moeg is en moedeloos is en nie meer weet waar om te gaan. Vriende, wat vir my hier getref het in hierdie gedeelte is dat wat Jesaja hier beskryf is 'n stuk broosheid, 'n stuk gebrokenheid. En dit val vir my op dat God juis in hierdie gebrokenheid en broosheid deel kom word van die volk Israel se lewe weer. Nie asof hy nooit was nie. Jy sien, die ou waarheid van die goeie nuus is dit.
Dis wanneer ek swak is, dat God sterk is. Dis in my gebrokenheid, wat my getuienis die sterkste is. Dis in my broosheid, waar God se lig die helderste skyn. Menslike krag is onbetroubaar. God is anders. Vers 31 is die klimaks van dit alles. Hy sê 3 goed vir ons in hierdie vers. Hy sê nommer 1, wag. Die woordjie vertrou word in ons teks gebruik, maar daar staan letterlik wag. En hierdie wag is nie maar net 'n passiewe sit op my hoopie en wag dat God iets sal doen een of ander tyd. Hierdie wag het te doen met vertroue, van hoop, van weet wie God is. En dat niks vir hom onmoontlik is nie. Dis 'n wag waarin ek afhanklik is van die Here vir alles wat ek elke dag ontvang. Die tweede woord wat hy gebruik is vernuwe. Nou dis interessant, hierdie woordjie vernuwe in die Hebreëus beteken om krag uit te ruil. So God kom sê hierso vir Israel, ek sal julle moe krag, sal ek uitruil met my nuwe krag. Julle sal nie moeg word dan nie, as julle my krag het nie. Die derde ene wat hy gebruik, is die van die vlerke van 'n arend, 'n pragtige beeld. Sien die arend is die simbool van absolute vryheid. Die arend is 'n simbool van moeitevrye vlug, daarbo op die vleuels van die wind. En selfs al kom die storms van die lewe, kry hulle dit reg om nog steeds in die lug te bly. Dan sluit hy af en hy sê, maak nie saak in watter deel van jou lewe, in watter fase van jou lewe jy jou nou bevind nie. Of jy in daai vinnige deel van jou lewe, daai hardloopdeel van jou lewe is nie. En of jy in daardie loopfase van jou lewe is nie. Daaglikse roetine nie. Maak nie saak of jy oud of jonk is nie. Almal beleef dieselfde druk. Almal gaan deur dieselfde pyn. Maar God sal julle moegheid uitruil met sy krag. Ek begin met die liedjie, my God is so groot, my God is so magtig, niks kan my God nie doen nie. Miskien het ek en jy vanoggend nou 'n glipsie van God se grootheid tog raak gesien. En kan ek en jy al stamelend begin saam sing met verwondering. My God is so groot, my God is so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Amen. Here, verhef u aangesig oor ons. Mag ons, Here, net vir 'n oomblik, net 'n skreefie oop hê na die hemel. Sodat ons gevul kan word met u heerlikheid en glorie. Mag ons met verwondering die lewe leef, Here. Al gaan dit met ons swaar partykeer, al gaan ons deur moeilike tye, al lyk dit asof die wêreld ons wil oorweldig, Here.
Mag ons nooit ooit vergeet wie U is en waartoe U in staat is nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Here, baie dankie. Dankie dat U vir ons sorg. Dat U vir ons die hemelkoepel oopgespan het as 'n tent waaronder ons kan woon. Onder U sorg en leiding. Dankie, Here. Amen. Julle weet natuurlik, nee vriende, dat ons is nog, dis die tweede Sondag in Paastyd. Ons dink na oor die opstanding van die Here Jesus. En as ons nou die grootheid van God in sy beste vorm en al sy glorie wil ek amper sê, wil sien, dan sit aan die kruis, maar veral in 'n leë graf. Hy leef werklik. Kom ons staan.